Halleluja. Oh yes. Ek groet die almal in die onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Okay, ek hoef nie mee te hoor nie. En soms daar raas ek meer as wat ek moet, so ek kry net so. Het ek hom nou verkeerd gemaak. Sorry, media team, as ek julle se besigheid hier mekaar gemaak het. Ek groet die almal in die onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is altyd lekker om in die huis van die Here te wees en dit is altyd lekker om te weet dat God is koning en hy is in beheer. Dit is altyd lekker om in die teenwoordigheid van die Here so tasbaar te voel. Okay. I will change a little bit and I will speak English as long as my tongue will allow me to do so. So if there's anybody who want me to speak English, gee my net so 'n vibe if you want me. Nee, jene, ek het gedink is al baie minder mense wees. All right. I'm so happy that the Lord will take us places, and I'm so happy where God is busy taking us, and I'm so happy that God will do a great thing in your life. If you believe it, say amen. Ek het 'n harder amen verwag, maar as ons weet, God will do a great thing in your life. If you believe it, say amen. Hallelujah. Daar is niemand wat nie Afrikaans verstaan nie. Daar is niemand wat nie Afrikaans verstaan. Amen. So I will change it and I will help you guys with it. But vandag wil ek oor praat oor die waarheid, the truth. I will start off with the truth because Pastor stopped last week and he talked about the truth, die waarheid. And there's only one truth and that's Jesus Christ. Amen. Hy was ook 'n amen oomblik. Ek sien aan die keis word besig gehou as my support system is aan die keis. Sy sê altyd amen en ek is so opgewonde. 'n Besonderse welkom aan Broomhoven. Broomhoven vlieg die wêreld vol en nou kom hy terug en welkom my broer. Welkom. Suster Dora het eintlik so ekstra glow. Is goed as dit so is. Baie welkom suster Broomhoven en ek weet suster Dora is baie bly dat u hier is. Berries kom gou hierso. Berries. Ons almal ken vir Berries Reën. Bernardus Reens is sy naam. Halleluja. Kom ons gee hom 'n beter hande klaar. Ons het vandag bietjie gesukkel om sonder 'n drummer te speel en hy's een van die beste drummers wat ek ken. Maar hy ken protokol. Die man is terug, maar die man is terug. Halleluja. Die man was nie afvallig, hy het die Here gedien waar hy was. Hy het goeie werk gedoen waar hy was. Maar hy het uiteindelik die seisoen het gechange en hy is nou met ons. En hy sit omdat hy disciplined is and he know what God want from him. Daar is sekere reëls wat ons moet gehoorsaam wees en hy gehoorsaam die reëls. Dit is al lekker gewees het om hom agter die dromme te hê, maar dit gaan nie oor lekker, dit gaan oor gehoorsaamheid. Die woord van die Here sê is beter, gehoorsaamheid is beter as offering. So we need him to be obedient. We need him to be obedient. En ons is dankbaar vir die man wat terug is. Berries is terug. So jy sal baie van hom sien. As jy hom nie in die kerk sien, vra waar is jy Berries? Jy is dan terug. Okay, dankie my broer, jy kan maar op sit. Daar's 'n rede hoekom ons dit doen. Is sodat almal van ons is verantwoordelik vir hom om hier te wees. En almal is accountable for him. So we need to take our accountability and do what God wants us to do. If somebody is not in the church, it's not the pastor's responsibility to get him to church, it's your responsibility as church. So a lot of people are not here and we are happy to be here. Yeah, it's a wrong thing to do. En my preek gaan nie daaroor nie. Ons gaan later daarby terugkom. Maar ons moet verantwoordelikheid vat, soos Christene behoort verantwoordelikheid te vat. If you know somebody is not here, make a turn. Probably the person have a problem and we don't even know the problem that he have because we don't know where is he or what is wrong with him. We just think that he doesn't want to be a church. En as u hier is, ek weet ons is ook live, as u in die kerk moet wees en u is in die kerkie, is ongehoorsaam, mag help met dat. Kom toch kerk toe, of gaan toch kerk toe waar u moet kerk toe gaan, sodat die Here u kan sien. U het 'n verantwoordelikheid om in die kerk van die Here te wees. Amen. Amen. Halleluja.
Ek kan seker baie langer wees as normaal, want ons het die gewoonte om te sê, ek sal nie te lank wees nie. Dan gaan 'n man lank aan. Ons kan nie die gees van God kontrol nie. So ek sê, ons gaan lank wees, as dit kort is, dan het u ten minste verwag, dit gaan 'n lang proses wees. Amen. So, moenie loop sê, die pastore lieg net, hulle sê, hulle sal vinnig wees nie, dan preek hulle so lank, ons gaan baie lank wees, as dit van my afhang. So, hang vast, jy sê hier soos 1, 2, 3, 4 bladsye wat ek moet blye, wat ek moet bladsye, hulle is al twee kante, wat ek moet cover, so, wees geduldig, want die Here sal u seën. Amen, amen. En as jy nie saam praat, dan gooi ek nog langer, kribo, dan loop ek, jong. So ek hulle amen hoor, dat ons kan die ding kan kry, waar ons dit moet het. Amen. Die eerste skrif wat ons het, is opgeteken in Afrikaans, maar kom by die Engelse gedeelte, moenie worry nie. Today I want to talk about the truth. I will start talking about the truth. And this truth are Jesus Christ. Die woord van die Here sê, dat God is die woord van God is oor hierdie. Wat sê die woord van God oor hierdie waarheid? Jesaja, you can go to Jesaja 45 verse 5. Jesaja 45 verse 5. Ek gaan in Afrikaans lees, maar ek gaan dit ook in Engels lees. Of jy kan maar ook in Engels lees, want ons is nogal wakker daar agter, soms kom hulle by. As jy daar sê amen. Isaiah 45 verse 5. Ek is die Here, en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou. Hou die klem, ek omgord jou. Hoewel jy my nie geken het nie, maar ek omgord jou. The Passion Translation sê, I will strengthen you for victory. Kom ek lees hoe hy sê, I am Jehovah, the Lord, the only God, and you will never find another. I will strengthen you for victory, even though you do not know me, who I am. Vergeef my vir my as ek so 'n bietjie vassteek. My Afrikaans moet eers getranslate word in die kop na Engels toe, so dan gaan dit nog 'n bietjie moeilik, weet jy. Maar moenie worry nie. Die Here is met u. Die eerste ding is van die wat God sê is hy omgord jou. Hy strengthens you. Dis wat die Jesus doen, die waarheid doen. Ek wil hier so 'n bietjie gedagte gee, wat is hierdie waarheid en wat maak hierdie waarheid? Pastoor het ingelig dat die Here is die waarheid, Jesus is die waarheid. En die waarheid maak jou vry. Die waarheid maak vir jou, hy omgord jou. In 1 Timoteus 2 vers 5 sê die Afrikaanse gedeelte, ek kan na Timoteus toe gaan, ek wil graag saam met u lees en ek wil graag hê ons moet volg, want dit is vir my belangrik dat ons moet weet wat sê die woord van die Here. Ek wil nie 'n klomp goed kom praat en sê, dis is so en so, maar ek wil sê wat die woord van God sê. Die waarheid. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God, een middelaar tussen God en die mens. Die klem lê op die mens, Christus Jesus. Kyk, toe ons skool gegaan het in KWD Afrikaans gehad het, dan was daar lidwoorde, bepaalde en onbepaalde lidwoorde. Nou die is 'n bepaalde lidwoord. Vir die mense wat nie KWD gehad het nie. As jy sê die, dan beteken dit dat die volgende, dit 'n sekere bepaling op die volgende woord wat gaan kom. Dis die ultimate. So as jy sê die mens, en jy sê nie 'n mensie, jy sê die mens. So God sê, Jesus sê, dat hy is die mens, hy is die ultimate persoon, wat die mens gaan wees. Hy is die ultimate mens, wat Jesus Christus is. So dis nie iemand net nie, dit is die mens. Sonder sonde, sonder vlekkeloos, sonder enige iets. Hy is die mens. The man. We are all men. But Jesus Christ is the man.
Dit is die ding, dis die toonbeeld waarna ons actually moet volg en waarna toe ons op pad is. Hy is die waarheid, so hy is die mens, so hy is die alles en ons moet vir hom volg soos wat hy wil hê ons moet hom volg. The man. As jy 'n houding het en slip, dan sê, daar loop die ou. Hy's die man. So, dan is jy die myn konyn en die alle konyn. So jy is die waarheid in van dit. En dis wat God eintlik is. God is die persoon. Hy is die mens. So alles wat ons wil wees, is om te strewe om te wees wat God is. En dis is die waarheid. So nie mensie, hy is die mens. Ek wil vinnig oor hier is eintlik 'n inleiding. Pastoor het vir my geleer, jy moet 'n inleiding hê en dan moet jy hoofprogram hê en dan moet jy 'n valling hê. So julle moet weet, hierdie is maar net 'n inleiding. So as dit nou nog so lank gaan in die inleiding, dan gaan ons baie lank hierso wees. Matteus 19. Ons praat net so 'n bietjie oor die waarheid en wat sê die Bybel van die waarheid. Matteus 19. Edwin, jy kan hy foto ook kry. Matteus 19 vers 26 sê, Jesus looked at them and say, with men, this is impossible. With God, all things are possible. Now, the Passion Translation say, looking into his eyes, Jesus replied, humanly speaking, no one can save himself. But it seems impossible to you. What seems impossible to you will never impossible to God. Ek wil hê jy moet as jy hy poster kyk, hierdie wit gedeeltjie tussen die posters is eintlik 'n persoon. Hy is 'n mens wat daar so staan. En daar sien jy die groot pilare. Dit simboliseer die pilare, hoe groot die pilare was wat Samson omgestoot het. Dit is letterlik in Egipte waar hulle weer die tempel geherbou het en daai pilare wat daar staan, is die pilare wat Samson omgestoot het. Nou as jy hy persoon sien, dan is hy amper as hy haar hande na links na regs uitstrek, dan raak sy letterlik net aan die pilare, kan sy letterlik net aan die pilare raak. Nou as jou hande klaar heeltemal uitgestoot het, is dit eintlik menslik onmoontlik om iets om te stoot. Want jy moet 'n resistance kry en dan moet jy stoot om dit om te stoot. En ons praat nie eens van die grootheid van die pilarie. Sy is net by bokant die fondasie van die persoon. Ek dink kom ons sê maar Samson was bietjie groter as sy, so met 'n lyf, 'n kop groter as sy. Dan het Samson hier by hierdie vlek gedeelte gekom, soos sy hande was waar haar kop is. En hy het die pilare omgestoot. Menslik is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Dit is die waarheid wat ons van praat. Dit is die Here wat ons ken. By God is dit vir ons onmoontlik, menslik onmoontlik. Ek het die illustrasie gebruik omdat ek wil graag hê jy moet sien hoe groot God werklik is. Maar Samson het hy pilare omgestoot en die hele tempel het in mekaar ingesak en hy sê in daai proses het hy meer mense doodgemaak as wat hy doodgemaak het toe hy teen hulle gebeklei het. Maar menslik lyk dit nie moontlik om dit te kan omstoot nie. Maar by my God is alles moontlik. By die waarheid is alles moontlik. By die koning van die konings is alles moontlik. As jy dink die skuld is te groot, menslik maak dit onmoontlik lyk, maar God kan nie uit die omstandighede uit help en hy kan die skuld kan nie ook omstoot, soos Samson sy pilare omgestoot het. Niks is onmoontlik by die waarheid nie. Niks is onmoontlik by die koning van die konings nie. Niks is onmoontlik by Jesus wat Christus is nie. Ons moet dit besef, wat krag het ons in Christus en besef dat die waarheid is in ons binneste. Die dag toe jy hart vir Jesus gegee het die waarheid in u kom woon en die waarheid het u vrygemaak en die waarheid gaan u optel en die omstandighede verander. Die waarheid vir die waarheid. Because God is the truth. Menslik lyk dit nie of dit kan moontlik wees dat iemand kan dit omstoot nie. En ek besef toe ek daai foto kyk, toe besef ek en dit was mense wat ons ken wat daar was wat die foto geneem het. Dis nie 'n picture wat ek geloop trek het van die internet af nie. Toe besef ek, jene man, hoe groot was die krag in Samson wat Christus was om dit moontlik te maak.
Ek weet nie wie van julle het al 'n lewendige leeu gesien. Ek het al 'n lewendige leeu gesien. Ja, jy mag saam praat, jy mag jy hand opsteek as jy 'n lewendige leeu. Die oomblik toe ek 'n leeu sien, toe wil ek amper my vrou tussen ek en die leeu sit. Want die presence van die leeu is so groot dat ek al klaar bang raak. Hey, Daniel gaan val daar tussen die leeu's in. En jy moet weet, dit was verhongerde leeu's gewees, wat daar gesinne wag het om iets te kry om te verslind. Want die mense wil nie gehad het, kom ek gee jy geskiedenisles in. People didn't want to go into that pit because the lions was hungry. Die leeu's was so verhonger want hulle wil nie gehad het dat moet tyd gemors word. As iemand in hy ding is 'n dik gevrete leeu vreet nie ander goed nie. As hy dik gevreet is, hy vreet hy lê gerus daar sê ek, dan gaan dit eintlik nie die doel dien wat dit moet dien nie. So hulle het letterlik daai leeu's verhonger sodat as jy nog op pad af is dat hulle jou al verslind. Hey, en daai hongerleeu, daai leeu wat ek in die Hellerien gesien het, was gelukkig eene wat nie so honger was nie. Want hy het ons net so gelê en kyk en dus lees hy gerus. Maar 'n regte leeu wat so honger is. Toe Daniel ingegooi het, toe moet hulle weet die waarheid is binne in Daniel. Hier is die waarheid op pad. En toe staan hulle sommer gevul van iets wat hulle nie weet wat hulle gevul is nie. Want Daniel het die waarheid in hom gehad en het die waarheid gesimboliseer. Because we need to know the truth. And the truth will set us free. Halleluja. U is nog saam met my met die waarheid. Die Here is die waarheid. En hy gaan ons nooit alleen laat nie. Die laaste ene is Psalm 47. Psalm 47 sê, Great is our God and mighty in power. His understanding has no limit. How great is our God? There's absolutely nothing His power cannot accomplish. And His infinite understanding of everything is everlasting. Die Here se verstand. Toe ek vroeër gepraat het ek gesê, ons menslike brein is te klein. Die Here verstaan beter as wat u dink hy verstaan. Die Here is so groot, sy verstand is so groot, dat hy as hy omdraai, dat hy teen sy verstand. As hy hier so staan, as die Here hier, as hy hier staan, as die Here die. So die Here is die enigste mens wat hom verby hom kan loop, en vas in hom loop, so groot is God. Alomteenwoordig is die Here. So die Here overtuig hom en dan loop hy teen hom vas. Ek wil net gehad het, die brein moet bietjie teen mekaar raak, soos myne teen mekaar was. God is so groot, as hy hom verby hom gaan, dan loop hy vas teen homself, en dan kom hy alweer van vooraf terug. Alomteenwoordig is die beskrywing van hoe groot die waarheid is. Alomteenwoordig is wat ons kan sê, ja, you will overtake yourself, and you will bump in yourself, and then you will return from something that you wasn't yet be. Die Here kan dieselfde tyd hier in Namibië saam met my wees, in Amerika saam met, en dan kan hy nog saam met Mivin ook travel, en dan kan hy nog, en hy's oral, hy's alomteenwoordig, sonder om enige iemand af te skeep. Besef jy hoe groot is God? As iemand met my nie kyk en ek praat met hom, kom ek uit die generasie, jy beter vir my kyk as ek met jou praat, want jy's disrespectful as jy nie met my kyk nie. Vra my kinders, kyk vir my man, ek praat mos met jou. Nou God kan jou in jou oë kyk en vir die Hellerien dieselfde in sy oë kyk en ek kan almal in die oë kyk en dan gee hy hulle nog genoegsame aandag dat hulle nie hoef kwaad te word nie, want sy is sy grootheid en daar is hy nie eens moeg om dit te doen nie, want hy is net groot genoeg om dit te doen. Hier, my Afrikaans is verskriklik vandag. God is alomteenwoordig. Hy's omnipresent vir die Engelse mense. Omnipresent, man. Hy's omkeerd bo, agterste voor en hy is daar waar jy wil hê. Hy moet wees. Halleluja. Nou daar's een ding in my boodskap. Hier is eintlik my boodskap se titel is eintlik Victory without fighting. Hey, dis hy. En ek praat van die physical fight. I'm not talking about any fight. I'm talking about physically fighting somebody. As om oorwinning te hê sonder om te veg.
Jy wen sonder om te beklei. Dit is actually die titel van my boodskap. Maar jy moet die waarheid verstaan om te kan veg sonder dat jy hoef te veg. Jy moet kan weet wat het jy in jou binneste sonder dat jy hoef te beklei en jy weet dit, ek het nie nodig om te beklei nie, maar ek is 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. Die waarheid maak dat jy kan nie hoef bang te wees vir enige iets wat van voor af kom nie. Jy sien ons grootste probleem wat ons het. Ek is al by die tweede bly. So dit gaan nogal heeltemal goed. Hoe verteenwoordig ons hierdie waarheid op die aarde? Wat maak ek? Wat moet ek maak om dit te kan doen? As om te wen sonder om te veg. Sonder om vlees met vlees te beklei. En daai ene kom uit Efesiërs. Nou, maar sit eers hierdie ene neer en dan gaan ons na die ene toe waar ek wil wees. Daai ene kom by Efesiërs 6 vers 12. Om te wen sonder dat jy gebeklei het. Is nie eintlik 'n maklike ding daai nie. Daai is 'n groot ding en jy kan nie wen as jy nie gebeklei het nie. Jy moet beklei dis hoe ons groot geraak het daar op slip. Man, jy sal my nie vertel nie. Wie is jy om vir my wil iets te sê? Ek is jene man. Ek is die hartnot van slip. Daar's nie 'n manier dat jy my kan iets doen sonder dat jy my aangeraak het nie. Maar vir Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd, ons geveg, is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld daar buitekant, teen die duisternis, man, die eeuwige en die bose geeste en alles wat in die lig is. Dis waar ons geveg teen is. Edwin, het jy die ding of die PDP? Kyk daar ene man, ek moet jou al hoeka gesê, dat lees hom net in die Passion Translation. Hy sê ons geveg, ons worstelstryd, our fight, gee julle vir Edwin op mic daar so, ons bekleierie wat ons moet het, is nie teen vlees en bloed nie. Nou voor Edwin luister is, iets sê, dan wil ek graag vir u sê, laat iemand nou net sê, Mivin, net daar 'n ou gryskop, dan staan Mivin se ore al klaar hier in 'n rooi kant in, want hy wil terug sê van wat gaan gebeur. Ons probleem is wat ons het, ek beklei met my suster en my broer. Die oomblik as iemand iets vir my gesê het, dan gaan ek op sy status sit, van wat kan die mense my nie uitlos nie? My status is vol van, hoekom los die mense nie vir my uit nie? Why must I be always the talking point of people? But the Lord wants you to be quiet so that He can fight the fight for you. And you're not supposed to fight against flesh. You are supposed to fight. Die duivel is nou gerus omdat U beklei U mense en U konsentreer U op die duivel wat U vernietig het. The devil don't see you as a challenge anymore. Because you are on your status, fighting your brother, fighting your sister. Because of what they say, laat jy nou net vir iemand, net vir jou geld skuld, dan sit ek dit ook sommer op Facebook. Kan hierdie mense nie my skuld? Hoekom moet jy so kinderlik en kleinlik wees? Want God het iets groot wat hy wil hê. Die Here wil hê jy moet lewe en oorvloed van 'n lewe hê. Nou worry jy oor geld wat iemand jou skuld. Hulle was hastig geweest om by my geld te kom leen. Hier, die wêreld is vol. Yes. Van hoe u beklei met vlees. And we forget about the things that we actually needed to fight. Our children are in drugs. Our children are busy dying. And we fight one another because of something else. I am supposed to have that position and somebody else has had it. But jy het dit nie omdat jy dit nie waardig is nie. Kry dit in jou kop en sê, as jy nie die posisie het by die werk wat jy moet hê nie, is omdat jy nog nie op die plek is waar God wil hê jy moet wees nie. So, nou beklei ek hier op Facebook met 'n ding wat ek eintlik in my binneste kamer moet veg en sê, Here, I need you, Lord Jesus, to come from me, to uplift me. You say in your word, and you will lift me up. And if troubles come, Lord will lift me up. Ons vergeet alle praktiese redes daarvan en ons konsentreer op wat ons nie het nie. We're fighting flesh. And the devil are destroying us. That is the reason why we cannot have victory. Because the fight is not even us. We need to be on our knees, be ready, prepared, have the truth inside of us, so that the Lord can uplift us and do what they have to do. Ephesians 6 verse 12. Ephesians 6
verse 12 in the Passion Translation. The Bible says, your hand-to-hand combat is not with human beings. Hey, hand to hand. Wag. Your hand-to-hand combat. We're supposed to have a fight. But we fight the wrong things at the wrong time. And then we blame God because we are still in the position where we are. We fight God because we don't know what to do, how to do it. Because we are not in God's word. The truth is not inside of me. And we don't live the truth that God wants us to live. Het wil laat los, laat loop, is laat. Ek is Engels nou, dat is nou lelik. Jy kan maar nog verder lees. Lees hom weer as jy hom klaar gelees het. Your hand-to-hand combat is not with human beings, but with the highest principalities and authorities operating in rebellion under the heavenly realms. For they are a powerful class of demon gods and evil spirits that hold this dark world in bondage. Why are we fighting each other? Why are we so worried about what people think about us? Hoekom is ons so gepla oor wat ons van mense het? Die Here sê gee en moenie eens worry oor wat jy gegee het nie. Jy doen nie wat God se woord sê. We don't do what God's word say we supposed to do. Ons het nie eens veronderstel om die geld terug te val. Wag, kom terug net, laat ek die bietjie terugkom na die waarheid toe. As jy iemand geld skuld, as jy daai persoon se slaaf, kinders van die Here. As jy hier skuld, moenie dink ek praat nou 'n goeie ding, ek gaan oor daai mense loop sê, Pastor Spak het gesê jy hoef nie te betaal nie. Nee. Gaan maak jou skuld reg, dat jy nie kan 'n slaaf wees van 'n persoon nie. En gaan betaal die mense, dat die mense nie hoef van u te praat nie. Laat ons tog eers daai ding ook eers reg kry. Jy moenie iemand iets skuld nie. Amen. Nou kom ons terug by die feit van as iemand van u skuld, is mos 'n kind van die Here, opreg geteel, dan het u nie nodig om te worry oor wat hy persoon vir u skuld nie, want God gaan vir u uitsort. Amen. Daai was 'n amen oomblik. Die Here gaan vir u uitsort. Amen. Ek het 'n sleg gewoonte, as 'n man klaar by my geld geleen het, jy kry nie weer, jou tyd is uit. Nie kom geld soekie. Jou tyd is klaar. O, Here help ons. Ek leen sommige keer net mense geld dat hulle my nie meer hoef te skuld nie. Of weer hoef te kom vra nie. Maar dis hoekom ek sê ek preek vir myself. Ek sê nie dis u nie, dis Fakkie Philander. We need to change our attitude about fighting. We need to change our attitude how we fight. We need to change our attitude what we are doing. And how we are doing this fighting that God don't want us to do. Yeah, our battles, you have to choose your battle. But you are fighting the wrong things. You are so, your mind is so full of stuff. Dit is moeilik om 'n kind van God kwaad te kry nie. Want die gedagtes van kwaad broei in ons verstande. Is die maklikste ding om 'n kind van die Here kwaad te kry. Want daar is kwaad in jou gedagtes wat gereed is om geboorte te gee aan babietjies wat al klaar daar binnekant is. Our battles, we are ready to fight. Jy kan nie vir die Philander se ding sê nie, dan is hulle klaar kwaad. Wat bedoel jy eintlik? Wat sê jy eintlik? Jy sê, jy's daar mooi. Wat bedoel jy eintlik? Is my ore te groot? Jy kan hom nie 'n kompliment gee nie, dan is hy gereed om te beklei. Want sy geaardheid is om te beklei. Sorry Philanders, as ek julle nie, dis hierdie ene wat so is. Dit is nodig dat ons moet besef. Te versigtig om vir iemand 'n kompliment te gee. Te versigtig om iets goed van iemand te sê, because we are ready to fight. Flesh to flesh, flesh to flesh. We are forgetting about the devil is chilled. Because we are supposed to have the truth inside of us. But we are fighting a lie. Here help my, die Engels het nou te vinnig gegaan. Ons is so gereed om 'n leuen te beklei, dat ons die waarheid wat in ons binneste is, 'n realiteit te maak. Ons gaan vandag lank besig wees. We need God. We need the truth. And the truth will set us free. Ons het nie nodig om te worry oor wat iemand van ons sê nie. Ek kan nie wag om te vertel wat so goed gaan aan my. Ek kan nie wag om te sê, as hy nou net iets gesê het, dan kyk vir Spakkie goed.
Hulle sê, as daar iets met my gebeur, dan celebrate my brothers and sisters, because they are waiting for my downfall. Want kyk vir Spakie, goed, as daar iets gebeur, as jy hastig om die storie te vertel van Spakie. Want kyk dit vir Spakie goed. Hulle is so hoog heilig, maar kyk dit wat sy foute maak hy. Ja, ons is nie daarom gereed te wees om te sê Spakie, nee, so right my broer, hy goed gebeur met baie van ons en bietjie op te tel as hy swak is en as hy deur dinge gaan, but we are in a hurry to tell people. Kyk hoe hoog heilig hou hy vir hom. Ja, ek het lankal geweet hy ding sal tot 'n einde kom. People are waiting for us to fall. Hy kan maar nou daar en hy stink uitgevat wees en hy pak waar hy daar staan. Maar ek ken ook sy storie. Hy sal, kyk net, hy word not. Hy dink hy beteken iets. We are fighting flesh with flesh. And the devil are winning without fighting with us. Pastoor sê, Sondag moet kom bid word. Here help my. Ons bid Sondag hierso. Ons is hier in oorlogsvoering met die duiwel en sy trawante. Dan slaap u Sondag slaap bietjie lekker rustig. Ja, kom ons sê, ons het nou hard amen gesê. Toe sê ek die waarheid lewe in jou. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus. Toe sê jy halleluja. Maar as jy moet kom bid en die oorlogvoering moet hê, dan is u doodstil. Daai pastoor het met sy al twee karre gery het eens om my kom lief gegee nie. Hastig om die vlees te beklei, maar stadig om te doen wat God wil hê ons moet doen. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. In die Bybel en daar gaan ek net 'n storieetjie vertel. In 2 Kronieke 20 in die Bybel vers 20 sê, en Josef het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om na die Here te soek. Josafat was die koning geweest, dis 2 Kronieke 20 in die Ou Testament. Hierdie koning het benoud geraak en bekommerd geraak, maar die Ammoniete en die Moabite en Ammoniete en ouens, hulle was 'n sterk vors geweest. En hulle wil hierdie koning hulle aangeval het. En hierdie koning het benoud geraak in sy binneste. Maar toe vergeet hy nie, toe lê hy nie by die huis Sondagmiddag toe hy moet kom bid nie. Toe staan hy op en hy gaan soek vir Christus. Hef al julle bekommernisse op my en ek sal jou lewe in oorvloed van lewe sê die woord van die Here. Wat gebeur toe? Hy het 'n oorwinning gehad sonder eens dat hy 'n swaard geswaai het, want Christus Jesus was in sy binneste. Al wat hy gedoen het, is hy het gegaan en het op sy knieë neergeval en het gesê, Here, help my. Vers 17 sê, julle hoef nie, hoor dit hierdie, julle hoef nie daarin te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van Jesus, van die Here by julle. Vrees nie, wees nie verskrik nie, maar trek môre teen hulle uit. Die Here sal met julle wees. Fighting without fighting. Die mense, fighting without fighting. Hulle het net opgedag. Eers het die koning gegaan op sy knieë en het 'n geveg gehad met die Here. Here, ek is bang vir hierdie mense. Help my uit hierdie omstandighede uit. Toe dag hulle op die volgende oomblik en hy mense het hulle self doodgemaak. Dis wanneer ons die vlees met vlees beklei nie, man. Dis wanneer die Here vir ons deurkom, dan het ons nodig om te veg nie, want God veg die geveg vir ons. So baie dinge is jy te hastig om vir mense te vertel, ek is nie skuldig in wat julle sê, ek is skuldig. Word stil, gaan in jou binnekamer en sê, Here, jy ken die omstandighede. Here, jy weet my, jy ken my, jy weet dit. En môre sal die mense wat u aangekla terugkom na jou toe en sê jammer, maar jy is te gereed om jouself te ontbloot sodat iemand jou kan doodsteek. We are fighting flesh. And the devil are chilling. Die devil is gerus. Laat hulle mekaar doodmaak. Laat hulle mekaar vernietig. Ons moet in die Here vertrou. Ons moet ons vertroue op die God van Isak en Jakob lê. En ons moet in God glo. Psalm 28. Ek gaan hier deur hierdie klomp, hierdie hele goetertjies wat sulke stickers het, is tog verste wat ek moet lees, sien nie daarso. Ons gaan lank hier wees, maar die Here gaan ons help. Ons sal verstaan dis nie nodig om vlees met vlees te verweg nie.
Maar ons moet doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet in God glo. Psalm 28. Psalm 28. Psalm is redelik in die middel van die Bybel. Vers 7 sê: Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou. En ek is gehelp. Julle wat so wil het gehelp word. Los dat iemand jou moet help. Die Here het jou gehelp. Die Here het u gehelp. Die Here het ons gehelp. Spakkie is jou oplossing nie. God is jou oplossing. God will give you what you need. All that you need to do. Daar sê ek ook moet doen. Soos iemand wat kom ernstig preek. But God will do whatever you need to do. To get you where you have to be. Because He wants you to be something different than the world needs you to be. But we are doing the wrong things at the wrong time. We are not concentrating on God to help us. Daarom jubel my hart en ek sal hom loof met my gesang. Dit kos vir Joseph Team om hier aan die gang te kry, hier van bo af. Want ek kan nie eens 'n proper lofsang sing. Ek kan nie eens 'n proper lofsang sing aan die Here nie. Because all my guilt, all my sins, all my things are pressing me down. As ek moet die Here sê, Here, ek loof U, ek lig my hande op na U, dan kom fluister die duiwel in my oor. Maar Spakkie, jy het nog gestrand, het jy nog hierdie sonde gedoen. En I'm in bondage en ek is vasgevang en ek kan nie 'n lofsang sing soos Dawid 'n lofsang gesing het tot die Here van die leerskare nie. Because I'm fighting flesh. I'm fighting my fleshly desires. I'm fighting this thing inside of me that I don't need to have. And I cannot give praise to the King of Kings, to a praise to the Lord of Lords, because I'm bounded in my own sins, in my own fleshly desires, and my eie selfsugtigheid, en my eie slipse woorde moet teruggaan. Here, help ons. We cannot live like we live and want God to help us. And we don't have a plea to God. A desperate plea in our house. In God's in the presence of the Lord. In onze binnenkamer het ons hier 'n desperaatheid. A plea to God. Lord Jesus, I'm desperate to come out of these things that hold me bondage. And the more I preach, the more God touches my tongue. We need to be close to God. We need God. We need the truth. We need to fight the devil with the Lord, with the King of Kings. Already on the cross, God had already destroyed the devil. But we give him, every time we give him all this assistance, we actually helping the devil to destroy us. Onze volgende is in 1 Korintiërs. Volgende skrif is in Korintiërs 3. 16. 1 Korintiërs 16 vers 14. Ek lees net in die Bybel wat die Here is en wat se gevegte ons veg en hoe ons die gevegte moet veg. Ek wil nie klomp goed van nie, maar ek wil hê jy moet verstaan wat die Here van die leerskare kan doen. Hierdie geveg sal ons nie kan oorwin as ons nie die truth inside of us het nie. En Galasiërs, ek kom nou terug by die Galasiërs, vrug van die Gees 5 vers 22, van die vrug van die Gees. The truth is the fruit of the Spirit. The truth is the fruit of the Spirit. Jesus is die vrug van die Gees. Jesus het die vrug van die Gees. Ons nodig die vrug van die Gees om te doen wat Christus wil hê. To get the devil, to tell the devil, devil, you're under my feet. You need Jesus. And Jesus got the fruit of the Spirit. Nou een van die grootste dinge wat ons moet hê, om die vlees teen vlees beklei wat ons het, is in Korintiërs 16 vers 14 wat sê, laat alles by julle in liefde geskied. Laat alles in julle in liefde geskied. Ja, pastoor Spakkie, jy praat daarom nou, maklik, jy het ons nou so sleg gesê, nou kom sê jy, alles moet in liefde geskied. Here help ons. Liefde gaan ook gepaard met tigting. Amen?
As ons onze kinders wil hê, hulle moet verstaan, they need to know what I'm saying, understand me, then we give him a little hiding, because en ons moet hulle bietjie slat, laat hulle regkom. Ek wil nou half sê, sit af die goeters, laat die mense ons nie later toesluit nie. My kinders se ster het gebrand, nou die dag het Elise se ster nog gebrand. Ons kan nie bekostig, dat onze kinders lewe soos hulle lewe nie, pak moet hulle kry. Liefde gaan gepaard met tigting. Alles wat jy doen moet met tigting gepaard gaan. Ek kan nie sien Mali is besig om 'n verkeerde ding te doen en dan los ek vir Mali nie. Ek moet vir Mali loop kyk. Ek moet met liefde vir Mali gaan sê, was daai jong by jou pa gewees wat daar langs gesit? Of is dit? We know that he was there, doing the right thing. Ons moet lekker voel as ons kinders groot word en hulle begin met dinge. Dit moet 'n goeie ding wees, maar ons moet ook gereed wees om te kan sê as die dinge nie reg is wat hulle doen nie. Ons nodig om te tigtig met liefde. Liefde, jy kan nie sonder liefde hierdie ding doen nie. Die duiwel het jy klaar gewen. Maar jy doen dit sonder liefde. Die duiwel is die laaste ding wat die duiwel wil hê is liefde. The devil is ready to destroy you because of what? Because the devil hate God. As jy gedink het die duiwel sal met jou speletjie speel en jy wil op sy stoeploop speel, if you want to go into the presence of the devil and know that he's not going to destroy you, the devil will destroy you and he will smile and he will laugh it. He will laugh destroying you because he hate God. Because God threw him out of the throne. En hy sal nie met jou speel nie, die duiwel gaan nie met jou speletjie speel nie. Julle wat met die een voet met die ons, wat die met die een voet met die sonde loop en een voet met wydsbeen loop, die duiwel gaan jou vernietig en dan gaan hy lekker terugsit en dan gaan hy lag daaroor. The devil will destroy you because he hate God. Hoe kan jy hand op die blaas wees met iemand wat God haat? And me sinning is that I'm actually buddy with the devil. We don't fight the right fights. We need to fight the devil because we need to fight the devil because he will destroy us. Colossense 3 vers 14. Sorry. En beklee julle bo alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. That's all that we need. We need love. So baie mense skryf hier voor op hulle se preekstoele kerke dat sê God is love. God is die waarheid. Jesus en God is drie enige God. Hulle is die waarheid, hulle is een. And if they are love, how can we not? Hoe kan ek die liefde toon nie? Hoekom kan ek nie as ek iemand 'n boodskap gestuur het en hy antwoord nie daarop nie? Hoekom kan ek nie vir hom weer bel nie? Hoekom kan ek nie op kyk waar hy bly nie? Hoekom kan ek nie omgaan en gaan omgee nie? Hoekom kan ek nie 'n bietjie meer doen as wat ek moet doen nie? Maar ons is te hastig om moeg te word vir mense se probleme. Spakkie is te hastig om te worry oor mense se probleme, dat hy vergeet dat Christus Jesus is liefde en jy moet liefde openbaar, jy moet jou beklee met liefde, jy moet liefde wees van die waarheid van God is in ons en as Jesus in ons is, dan is liefde in ons en dan moet ons doen wat liefde wil hê ons moet doen. En dis omgee om so mense nader aan mense te kom en te doen wat mense wil hê ons moet doen. We need Jesus. As iemand my so kwaad maak by die werk, dan sê ek, you need Jesus. En dan is dit ernstig, die Here moet sommer bloed van Jesus. Soms dink jy ook, die Here kom haal tog hierdie mens, dat ek net kan. Maar die Here, ons nodig Jesus. Ons kan nie sonder Jesus wees nie. Romeine 13 vers 10 sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Maar waarom veroordeel en verag jy jou broer? As iemand net 'n bietjie instap en is bietjie nie so skoon soos wat hy moet nie. Het ons regtig waar die liefde wat Christus wil hê ons moet hê?
toon ons regtig waar die liefde wat die Here van ons verwag om te toon? Doen ons alles met liefde? En doen ons alles soos wat Christus wil hê ons moet dit doen? Of is ons maar net 'n gedagte van godsaligheid? Of is ons regtig waar Christus wil hê ons moet wees? Doen ons alles uit liefde uit? As die waarheid van God wil 'n waarheid moet word in ons lewe, dan kom die Afrikaans weer kwaad weer. As die waarheid van God 'n waarheid in my lewe moet word, dan moet ek lewe volgens die waarheid van Christus. As die waarheid van God die waarheid in ons lewe moet word, dan moet ek lewe in die waarheid wat Christus Jesus is. Romeine 13 vers 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. God is liefde. God is the truth. God is love. Die liefde doen sy naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. We are not living under the law anymore. Because Jesus Christ dies on the cross for us. Jesus dies on the cross for us and become Jesus Christ, so that we can live the truth, or the life of the truth, so that we cannot be bondage to the law of the old times. But what are we doing? Hoe behandel ek my broer, hoe behandel ek my suster? Behandel ek vir God met liefde, waaragtige liefde? Behandel ek my broer, want as ek vir God met waaragtige liefde behandel, then I will treat my brother with love. How can you say you love me, asked the Lord, and you hate your brother? How can you say you love me, but you don't do? Your brother is hungry. How can you say you love me, but your brother is not here in church? How can you say you love me, but you don't even know where your brother lives? How can you say you love me, but you don't do what I want you to do and to take care of your brother? How can you say you love me? How can you say you love me and you're sitting at home and you didn't come to church? How can you say you love me, but you're not obeying what I'm telling you to do in my word? How can you? How? How can we say that we are children of God if God's love is not inside of us? We all have problems and all the things, but it's not that God don't know about your problem. Pastor het nou die dag gesê, maar die Here worry nie wie jy is nie. God just wants you to do what He wants you to do, so He can give you what you need to have. But we are in a hurry to go through our life. As dit hand omkeer, as dit 50, as dit 60, as dit 70, en ons lewe maar net om toe te gaan eendag. Is dit hoekom ons lewe? To die someday. Or we live because God created us to live. Om te lewe wat Christus wil hê ons moet lewe. Die lewe wat God need us to have. We just live. Môreoggend staan ons maar weer op, dan gaan ons maar weer. As jy iemand vra hoe gaan dit, dan sê nee, ons gaan maar aan. Because we don't know the truth. And that truth didn't set you free yet. Because the devil are killing us because we are fighting flesh with flesh. Ons kan nie die geestelike goed met vleeslike wapens beveg nie. We need to change our strategy. We need to change our way of doing things. Because God needs us to be bold. God needs us to be warriors. And if you want to fight without getting hurt, you need God in your presence. You need to go to the prayer sessions. You need to go wherever you need to go. You need to pray more. And please understand me correctly. En ek wil dit in Afrikaans, as ek namau kan sê, dan wil ek dit in namau ook sê, of enige ander taal. Ek kan nie gevegte wen sonder om te beklei, as jy dit met 'n vleeslike gedagte doen. As jy dit sonder Jesus doen. As jy dit sonder liefde doen. Ons sê maar hy dink kan ons maar los. Ons gaan nie wen nie. We will not win that fight. And understand this thing. You always will be in a fight. Die duiwel wil soveel as moontlik. You will always be in a fight.
Jy sal beklei tot jy dood toe, sal jy beklei. Because the devil wants to destroy you. Die devil wil u vernietig en doodmaak en saam hel toe vat. Die devil rus nie. As jy dink jy kan rus, dan die rusplek is by die voete van Jesus. Die rusplek is by die voete van Jesus. En hy gaan nie gee vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit kan ek in Engels sê nie. Maar hy gaan nie gee vrede wat alle verstand te bowe gaan. Because God knows how you need peace in your life. Jy het 'n geveglose lewe nodig hê. You need peace. And God is the one who will give you peace. Te maklik. Beantwoord, te maklik gaan eindig mense op u status. Te maklik gaan eindig my probleem wat God moet beklei op my status. Of in Facebook, of in al hierdie dinge. Te maklik kan jy gaan sê, die bakboord van slip, kan maar maak wat hy wil. Te maklik is hy gereed om te skinder. Te maklik is ons gereed om iemand anders sleg te sê. Te maklik is ons gewoon, ons is kinders van die Here, maar gewapen met duiwel mentaliteit. Ons veg die verkeerde gevegte. En ons nodig die Here. Kom ons staan. Voordat ons enige iets doen, wil ek graag vra, is daar enige iemand wat voel dat hierdie woord, kom ons praat eens van die wat regtig wil hulle harte vir die Here gee. As jy voel dat jy wil die hart vir die Here gee, ons staan, kom staan hier voor, maak 'n bold decision en wys die duiwel dat jy en wys vir die duiwel dat jy nie meer bereid is om sy pad te stap nie. As hierdie woord vir jy bedoel is, ek kan nie vorentoe kom, ons wil graag saam met jy bid. Ons wil graag hê na die Here toe lê. Ons wil graag hê jy moet nader aan Christus kom. Ons sal nie te lank hier in draai nie, maar ons wil graag hê dat daar iemand is wat sy hart vir Christus wil gee. Ek voel, Here, ek het gebackslide. Here, ek is op die plek waar U wil hê ek moet wees. Here, ek was nog nooit op die plek. Of Here, ek kan nie aangaan met my lewe soos ek is 'n kind van U. Maar kom net hier reg hier. Staan nie voor saam met my.